Baie welkom, geliefde tiener van Abba Vader, by ons kruistienersles vir hierdie week. Parasha Vayikra, die resep om nader aan Abba Vader te kom. Ons is klaar met Exodus en beweeg nou in die boek van Levitikus in. Maar Levitikus word dikwels deur tieners en volwassenes as die boring deel van die Bybel beskou, 'n lys koue reëls wat tussen ons en die pret staan. Maar as ons met ons geestesoë kyk, sien ons 'n totaal ander prentjie. Nadat Abba Vader sy volk uit slawerny verlos het, stop hy nie by vryheid nie. Hy roep hulle na nabyheid. Hy wil nie net hê ons moet vry wees nie. Hy wil hê ons moet by hom woon in sy afgesonderde plek. Die boek begin met die Hebreëse woord Vayikra, wat beteken en hy het geroep. Dit is die skepper van die heelal wat inisiatief neem. Hy roep vanuit die tent van ontmoeting, Levitikus 1 vers 1. Hy wag nie dat ons onsself goed genoeg maak nie. Hy reik uit. Maar hier is die geheim. Hierdie roepstem is slegs vir diegene wat wil. In Levitikus 1 vers 2 sien ons dat die naderkoms vrywillig moet wees. Daar is 'n wêreldse verskil tussen moedgodsdiens en 'n uitnodiging na verhouding. Wanneer jy jou Bybel oopmaak, lees jy nie 'n wetboek nie. Jy antwoord op 'n persoonlike uitnodiging van Abba Vader wat jou naam roep. Dit verskuif jou perspektief van, ek moet dit doen om nie in die moeilikheid te kom nie, na, ek wil nader gaan omdat die koning my genooi het. Dink ons almal weet wat gebeur by die bruilofsmaal in Matteus 22 met diegene wat nie na die fees gegaan het nie. Maar om in sy teenwoordigheid te funksioneer, het ons 'n spesifieke protokol nodig. Volgens Jesaja 43 vers 21 is die skepingsdoel van die mens ononderhandelbaar. Dit lees: Die volk wat ek vir myself gevorm het, sal my lof verkondig. Abba Vader roep ons vanuit sy teenwoordigheid omdat hy ons gevorm het vir die spesifieke doel van aanbidding en afgesonderde interaksie. Vayikra leer ons dat die pad na die heilige God nie deur menslike eiensinnigheid gevind word nie, maar deur gehoorsaamheid aan die roepstem van hom wat ons vir sy eer geskep het. Dink aan die storie van jou lewe soos 'n resep in die kombuis van 'n meesterchef. As jy in 'n top kombuis wil werk, kan jy nie sommer jou eie reëls opmaak nie. Heiligheid is nie 'n manier om jou in te perk nie. Dit is die resep wat jou beskerm, sodat jy naby aan 'n perfekte, verterende vuur kan leef, sonder om verteer te word. Ons kan God nie op ons eie terme nader nie. In die geestelike wêreld werk dit nie om koek te bak met Coca-Cola en sand nie, net omdat jy so voel nie. As jy die bestanddele van die Torah, die eerste 5 boeke, ignoreer, gaan die resultaat van jou lewe nie die karakter en autoriteit van die koning weerspieël nie. Kom ons kyk nou bietjie wat is die geheime bestanddeel in hierdie resep. Sout. In Levitikus 2 vers 13 sê Abba Vader iets kragtigs. Jy moet al jou graanoffers met sout voorberei. Jy mag die sout van die verbond van jou God nie laat ontbreek nie. Sout bewaar. Dit is 'n preserveermiddel en gee smaak. In jou geestelike resep is God se verbond die sout wat keer dat jou verhouding met hom mif of smakeloos word. Dit voorkom bederf en simboliseer die permanence en onveranderlikheid van Abba Vader se verbond. Yeshua brei hierdie konsep uit in Markus 9 vers 49 tot 50, waar hy sê dat elkeen met vuur gesout sal word. As gelowiges word ons geroep om die sout van die aarde te wees, Matteus 5 vers 13. As ons suiwerheid verloor en toelaat dat die bederf van die wêreld ons binnendring, verloor ons doel. Ons lewens moet die preserverende krag van die verbond reflekteer. 'n Sout wat nie net smaak gee nie, maar wat bederf teenstaan deur absolute getrouheid aan Abba Vader se ewige beloftes.
Sonder sy voorskrifte is ons soos 'n bakster wat probeer bak sonder resep. Dit eindig in 'n gemors. Die 5 hoofoffers is die beste bestanddele wat ons help om reg nader te kom. Kom ons bespreek dit. Die Hebreëse woord vir offer is korban, wat letterlik beteken om nader te kom. Die doel van elke instruksie is om die afstand tussen jou en die Vader te vernietig. Ons eerste offer of bestanddeel is die brandoffer, en dit beteken wat opstyg. So dit is totale toewyding. Die hele offer word in rook laat opgaan as 'n aangename geur vir Abba Vader. En hoe is dit op jou vandag van toepassing? Wel, dis totale oorgawe van jou hele dag. Skool, sport, jou tyd by die huis, jou selfoon, as 'n aangename geur vir Abba Vader. En dan kry ons ook hierdie prentjie van Yeshua, wat aan die kruis gesterf het, om God se wil ten volle te doen. Nou, ons tweede offer, of bestanddeel, is die graanoffer. En dit beteken geskenk of huldeblyk. En dit was 'n erkenning van God as voorsiener. Wat oorbly is mees afgesonderd vir die priesters. En nou vir 'n tiener vandag is dit om jou talente te gee sonder suurdeeg wat sonde of trots verteenwoordig, maar met die sout van die verbond. En dan het ons Yeshua konneksie. Yeshua is die ongesuurde brood van die lewe, volkome gesout in die verbond. Dan het ons die vredeoffer. En dit verteenwoordig vrede en heelheid. Dit was gemeenskap en danksegging. Dit was 'n maaltyd tussen God, die priester en die offeraar. Vir 'n tiener vandag verteenwoordig dit dankbaarheid en feesviering, om jou verstand, wil en emosie met God en vriende te deel. Yeshua, wat ons vrede is, en die voorhangsel of skeidsmuur tussen ons en Abba Vader afgebreek het, sodat ons hom ook enige tyd kan nader, in danksegging en feesvieringe. Ons vierde bestanddeel, of offer, was die sondeoffer. En dit, die Hebreëse betekenis, is mis die merk. Dit was vir onwetende sondes, en die fokus was op die toedekking of die versoening van oortredings. Vir 'n tiener vandag is dit vir wanneer jy ontwetend of per ongeluk droog gemaak het teen God se instruksies, soos ons lees in Levitikus 4. En ons sien hier die beeld van Yeshua, wat buitekant die kamp gelei het om ons onreinheid weg te neem. Hebreërs 13 vers 12. En ons laaste bestanddeel is die skuldoffer. En dit is restituisie. Dis vir spesifieke skuld teen heilige dinge of mense, en dit vereis herstel en vergoeding. So vir 'n tiener is dit om reg te maak waar jy skade aangerig het. So dit was die restituisie plus 20% ekstra. En Yeshua het ons skuld volledig betaal, ver bo wat ons ooit gedink het moontlik sal wees. In Levitikus was priesterskap 'n eksklusiewe klub, maar vandag sê 1 Petrus 2 vers 9 dat jy deel is van 'n koninklike priesterdom. Jy is op active duty by jou skool, in jou huis en op sosiale media. 'n Priester se werk is om versoening te bring. Volgens Matteus 5 vers 23 tot 24 kan jy nie jou offer bring as jy weet iemand het iets teen jou nie. Jy moet eers die verhouding gaan herstel. 'n Priester stop alles om vrede te maak. En wanneer jy dit doen, bring jy 'n lofoffer. En ons lees in Hebreërs 13 vers 15, dit is die vrug van lippe wat dank bring aan Abba Vader. So vra 'n bietjie jouself nou. As jy 'n koninklike priester is, hoe hanteer jy die onreines of in vandag se terme die uitgestotenes by die skool? Is jou lofoffer vandag 'n opregte refleksie van jou verstand, wil en emosie, of is dit net woorde en performance? Waar moet jy vandag ophou offer en eers gaan regmaak met 'n maat of 'n ouer? Hebreërs 10 verduidelik dat die hele stelsel van Levitikus
'n skaduwee was van die kern of die goeie dinge wat sou kom. Die bloed van bulle kon nooit jou gewete finaal skoonmaak nie. Dit was net 'n jaarlikse herinnering aan skuld. Maar hierin lê die messiaanse vervulling. So dit was 'n volmaakte offer. Yeshua het nie met die bloed van bokke of kalwers genader nie, maar met sy eie bloed, die afgesonderde plek, eenmaal vir altyd binne gegaan om ewige verlossing te bewerk. Hebreërs 9 vers 12. Dan die skeidingsgordyn. Hebreërs 10 vers 20 leer ons dat sy liggaam die skeidingsgordyn of die voorhangsel was wat geskeur is. Deur sy gebroke liggaam het hy vir ons 'n nuwe en lewende weg geopen, sodat ons met vrymoedigheid tot in die allerheiligste kan nader. En Yeshua het buite die kamp gelei. Volgens die protokol van die sondeoffer is die liggame van die diere buitekant die kamp verbrand. Net so het Yeshua buitekant die poort gelei, Hebreërs 13 vers 12, om ons deur sy bloed af te sonder. As sy volgelinge is dit ons roeping om nie in die gemak van die godsdienstige instellings te bly nie, maar om uit te gaan na hom toe, buitekant die kamp, en gewillig te wees om jou kruis op te neem en hom te volg. Jy hoef nie meer bang te wees dat jy nie goed genoeg is nie. Jou verstand, wil en emosie is besprinkel en gereinig deur sy bloed, en jou liggaam is gewas met skoon water van die woord. Hy skryf nou sy Torah op jou binneste, sodat jy vanuit verhouding kan leef, en nie vanuit vrees nie. Nou vir 'n bietjie praktiese toepassing op jou lewe. Geloof sonder aksie is soos 'n resep wat nooit in die oond kom nie. Dis nou tyd om te bak. So eerstens oorgawe. Hoe gee jy jou eerste gedagtes, jou wil en emosie vir Abba Vader? Dan die vrug. Hoe lyk jou skoolwerk sonder die suurdeeg van luiheid, maar met die sout van die verbond? En vrede. Met wie gaan jy vandag doelbewus vrede maak of gemeenskap bou? Abba Vader sê in Jesaja 43 vers 26, herinner my, laat ons saak saam bepleit. Hy nooi jou uit om eerlik te wees. As daar sonde of 'n misleide verstand is wat jou laat weggedraai het, bring dit nou. Hy vee jou oortredinge uit om sy ontvul. Lê jou skuld voor hom neer en aanvaar sy herstel. Die uiteindelike doel van elke handeling in Vayikra was om 'n aangename geur te wees. 'n aangename, rustigmakende geur vir Jodai-Wawai, Levitikus 1 vers 17. Net soos die fyn meel van die graanoffer gestamp, gebreek en verfyn moes word, voordat dit as 'n mees afgesonderde offer aangebied kon word, so word ons ook deur die toetse van die lewe gevorm. Ons bring nie meer die bloed van diere nie, maar ons word uitgedaag om self 'n lofoffer te wees. Hebreërs 13 vers 15 herinner ons, laat ons, deur hom, altyd aan God 'n lofoffer bring, wat die vrug van die lippe is, wat dank bring aan sy karakter en autoriteit. Mag jou wandel in die teenwoordigheid van Abba Vader elke dag gekenmerk word deur hierdie aangename geur. Laat jou lippe en jou dade getuig van sy heiligheid en liefde. Wandel as iemand wat die sout van die verbond dra, onveranderlik, suiwer en toegewyd aan die koning wat roep. Levitikus is nie net 'n boek vol boring ou reëls nie. Dit is 'n uitnodiging. En tussen die offers, die wette en die detail lê iets besonders. Die skepper van die heelal wat sê, kom nader.